Goeiemôre. Dit is 'n voorreg vandag om weer saam met u vandag te kan saam vergader. Vandag is bietjie meer ernstig. Ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. En ek wil dit vergelyk met 'n trein. Jare gelede, of nie eens jare gelede nie, 'n ruk gelede, is ek en my vrou die voorreg gehad om die grootste trein in die wêreld te sien, die langste trein wat natuurlik die ystererts van Sishen afry na Saldanha Bay toe. Nou hoeveel lokomotiewe daar is en hoeveel het ek nou nie die tegniese inligting nie. Ek dink dit is wel bekend, as dit nie is nie, dit is wel opgeteken in die rekord wêreldboek van rekord. En van daai stadium af het hierdie lang trein my baie beïndruk, want ons het ook baie werk gedoen van daai omgewing af op 'n stadium. En 'n paar jaar gelede was ons weer in George, en daar so 'n ou treintjie wat die Outeniqua pas opry. Nou ons het nog nie die voorreg gehad om hy treintjie te ry nie, want daar was fout met die spoor, maar dit is so 'n ou kort treintjie met so 2 of 3 waans. En hierdie beeld het by my vasgesteek. Hierdie langste trein in die wêreld wat ons gesien het. Is die klank te hard? As dit te hard is, moet julle maar net julle hande opsteek. En hierdie kortste treintjie in George, en as dit die Here se wil is en ons het eendag voorreg om hierdie ou kort treintjie te gaan ry daar uit George uit met so in die Outeniqua pas. So hierdie het my herinner aan 'n preek wat my oorlede pa geluister het toe ek 7 jaar oud was. Nou dis baie jare lank klas vir sommige, en vir ander is dit nie so lank klas, maar vir my is dit redelik lank terug. En ek het hierdie 2 treine met 'n preek wat ek gehoor het, en daarom gee ek die eer aan 'n onbekende prediker van daai tyd, 45 jaar plus terug dalk, gee ek die eer aan hom, maar ek het nie my preek gebou op dit nie, dit het maar net saam met die Here my hierdie boodskap gegee. Intussen hierdie week is daar 2 ouer dames oorlede met wie ek 'n pad geloop het, niemand van ons gemeente nie. En dit het my laat dink oor hierdie treine, die preek wat ek gehoor het, en die 2 dames wat oorlede is. En die Here het vir my gesê, ek moet die waarheid praat, en dit is die rede hoekom ek voor staan. En ek wil vandag vir jou vra, kom ons raak bietjie ernstig vandag. Kom ons dink 'n bietjie vandag wat die Here vir ons sê deur sy woord. Kom ons wees nou maar bietjie eerlik met onsself en met die Here vandag. Kom ons los nou maar bietjie die voorgee in jouself vir ander mense, voor die Here, en ons fokus op jouself. So ek wil elkeen van u vra vandag, broers en susters, vergeet nou bietjie die persoon wat langs jou sit vandag. Vir die volgende 20-30 minute, vergeet nou so 'n bietjie met respek gesê van jou vrou en jou man en jou ma en jou pa. Fokus nou 'n bietjie net vir een keer vir hierdie volgende paar minute op dit wat die Here vir jou sê. En ek wil vir jou sê, as jy op die regte trein is, dan loof ons die koning daarvoor. Maar dan het jy ook 'n verantwoordelikheid om disippels te gaan maak. Nie om te kyk hoe oulik en pragtige kerke ons kan bou met mekaar nie. Ons opdrag is gaan en maak disippels, so dis nodig dat ons dit weer moet hoor. Maar as jy vanoggend op die verkeerde trein is dit nog nie te laat nie. So dis waaroor die boodskap gaan. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg om vanoggend u naam aan te roep en die Bybel voor ons oop te kan hê in ons eie taal, Here. Ek vra, Here, dat u Gees vandag sal werk. Vir ons sal openbaar wat u vir ons wil sê. Ek wil vra, Here, neem ons gedagtes gevangenes, sodat ons op u kan fokus en op dit wat waarlik saak maak en dit wat waarlik die waarheid is. En ek vra, Here, as daar enige bose magte, geeste of enigiets is wat nie van u afkom nie, dat hulle sal sidder. Ek vra, Here, in alle nederigheid en afhanklikheid, Here, as daar enige hoogmoed in ons hart is, geestelike hoogmoed, om dit te verwyder.
Vat ons hart, Here, wat klip is en maak dit sag in 'n hart van vlees. En ek vra, Here, dat U by elke persoon sal stil staan vandag. Dat daar geen persoon is vandag wat sal sê ek het nie geweet wat die Here wil sê nie. Vader, ek vra, Here, dat elke persoon wat vandag hier is, verby die persoon sal kyk wat die boodskap bring, Here, maar dat ons op U sal fokus en op U woord en nie op menslike woorde, menslike opinies en menslike siening nie, in die wonderlike naam van Jesus en met danksegging. Amen. Ek wil graag die gedeelte vandag lees uit Matteus 7. Jy is welkom om die Bybels oop te maak in Matteus 7 vanaf die 13de versie. En terwyl ons hierdie gedeelte lees, wil ek hê jy moet hierdie beeld van hierdie twee treine in die gedagtes hou. Of anderster gestel, daar's twee weë. Daar's hierdie weg en daar is daardie weg. Daar is nie 'n derde weg nie. Maak nie saak wat die nuwe moderne kerke, teoloë, mense enigiets vir u leer nie, daar's twee weë. En die vraag wat in jou hart kan lê, op watter pad is jy? Is jy op die regte trein? Of is jy op die verkeerde trein? Is jy op die lang, groot trein, wêreldberoem, of is jy op die klein trein van Christus? As ek dit nou so kan voorstel. Kom ons lees Matteus 7 vanaf die 13de versie. Ons gaan lees van Matteus 7 vanaf vers 13 tot en met vers 29. Gaan deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil van my Vader doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Sjoe, hierdie is seker die ergste woord wat 'n persoon van ewigheid tot in ewigheid sal hoor. Wanneer Jesus Christus hierdie woorde sê vir 'n persoon. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. Dis 'n voorwaarde, nê? En dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man en natuurlik 'n vrou wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, nie soos die skrifgeleerdes nie. Ons lees nie tot so ver in die onfeilbare woord van die Here. Ons het nou hierdie gedeelte gelees en weer eens
as ek hierdie metafoor kan gebruik, die twee paaie, baie duidelik uitgespel vir ons in hierdie gedeelte. Daar word gepraat van 'n smal weg, en daar word gepraat van 'n breë weg. En dan vers 13, wat ons ook aan die begin gelees het met die opening, gaan deur die nou poort. Want die poort, want breed is die poort, en wyd is die poort, die pad wat na die verderf lei, soos daai lang Shishin trein. En daar is baie wat daar ingaan. So daar's baie mense op hierdie breë pad. Kom ons vergelyk dit nou vandag met hierdie groot trein. Elkeen van hierdie treine het 'n eindbestemming. Daar's twee eindbestemmings. Daar's hierdie eindbestemming en daar's daardie eindbestemming. En hierdie woord is baie duidelik en dit is self deur Jesus so gesê dat die trein wat op die breë pad is, met ander woorde die groot trein, die lang trein, die kragtige trein, het baie mense op, maar die ander treintjie is amper soos hierdie treintjie in George. Daar's min wat dit vind. Vandag wil ek jou lewe, elkeen van jy wat hier sit, broer en suster in Christus, ek wil jou lewe kom vergelyk met 'n treinrit vandag. Jou lewe, ek praat van hierdie lewe waar ons nou is, voor die doodsjordaan, hier waar jy nou is. Jou lewe is soos 'n trein. ‘n trein, nie 'n speletjie nie. Dis nie noodwendig net 'n storie nie. Maar 'n trein wat beweeg. 'n trein wat beweeg sonder om te stop. Ons gaan 'n bietjie vandag kyk na hierdie. En as jy vandag nie op die trein is wat deur die smal poort gaan nie, en jy's op die verkeerde trein vandag. Ek weet nie van u nie, maar as ek op 'n vliegtuig klim, of dit nou Kaap toe is, of dit nou oorsee toe is, jy het nou al hoeveel bevestiging gekry jy's op die regte vlug, maar tog baie keer voel dit vir jou, is jy op die regte vliegtuig, het jy nie dalk op die verkeerde vliegtuig geklim nie. Daar's so 'n snaakse gevoel. En dan later dan sê die ou vir jou daarvoor, hoor jy, ons is nou op pad, en sê, oef, dankie, ek is dan op die regte vlieg. Nou as jy vandag op die verkeerde trein is, en dan begin hierdie trein wat jou lewe voorstel begin ry uit die stasie uit. En die eerste ruk ry hierdie trein baie stadig en normaal. En daar's baie mense op hierdie lewenstrein. En dis aangenaam, genot, plesier, al hierdie mooi dinge wat die vlees so streel. En jy sit in daai trein en die mense lag en hulle gesels en dit is te vrolik. Die mense sit gemaklik en hulle praat sommer oor al die goed wat nie saak maak nie. En alles voel so normaal op hierdie trein. En dan hoor jy hier en daar mense sê, daar is nog tyd. Daar is nog tyd om op die regte trein te klim. Daar is nog tyd, ek sal later regmaak. Maar elke een wat op daardie trein is op die verkeerde trein. Dis die lang en die groot trein. En elke nou en dan as daai trein ry, dan stop hy darm nog by 'n stasie.
En dit gun vir die mense op die trein die geleentheid om af te klim. Sommige mense klim af van daai trein af. Ander mense klim op daai trein. En ek wil vir jou sê, daai stasies kan ons vergelyk vandag met 'n preek wat jy hoor. Met 'n waarskuwing wat jy ontvang. By 'n oop graf van 'n geliefde. By 'n siekte, jy het dalk 'n doktersverslag ontvang. Of by enige krisis in jou lewe. Daai is alles stasies waar hierdie trein, die verkeerde trein, stilhou. En jy het die geleentheid om van daai trein af te klim. En dan hoor ons God se stem. Deur die Heilige Gees wat vir jou sê, klim af. Jy is op die verkeerde pad, jy is op die verkeerde trein, klim af. Maak reg. Jy het nou by hierdie stasie gestop, by enige van hierdie punte of enige ander punt. Jy beter afklim. Die trein se eindbestemming is die verdoemenis. Maar mense op hierdie trein, hulle bly net sit, want hulle het nou al gewoond geraak aan hierdie normale lewensstandaard van hulle buite God, om nie God se stem te hoor nie. En elke keer as hierdie trein vertrek van 'n treinstasie, dan ry hierdie trein al hoe vinniger. En partykeer ry hy vinniger en nog vinniger en nog vinniger. En dan stop hy dalk weer net ewe skielik by 'n stasie. Nou is dit nie meer so aangenaam soos in die begin nie. Dit raak nou aggressief, want hy ry nou of baie vinnig of hy stop dood. En jy het nog 'n kans om af te klim. En nou is daai stem ook nie meer so sag nie. Daai stem wat die Gees vir jou sê is, klim af. Jy is op die verkeerde pad. Ek het nou vir jou gewys, ek het vir jou geopenbaar, jy is by 'n stasie, jy is by 'n preek, jy is by 'n woordstudie, jy is in die diens vir oggend, jy is by 'n stasie, jou trein is dalk rof, hy ry dalk 'n rowwe pad, klim af. Die eindbestemming is nie by Jesus nie, maar soos ons mense is ons nou so gewoond aan hierdie goed wat mense so hoor. En dan sê mense mos, nee, ek gaan kerk toe. Kerk in die sin van 'n gebou. Ek gaan mos nou kerk toe. Ek lees daarom ook so af en toe Bybel. En as ek so af en toe onthou, dan bid ek ook nogal. Mense op die trein wat so praat. Ek glo mos. Maar hulle is nog op daardie trein. En die Bybel sê, Here, Here, het ons nie in die naam gepreek en in die naam geprofeteer. Hierdie mense op hierdie trein, hulle het in hulle termes die Here gedien. En hulle dinge gedoen wat hulle dink hulle sal red. Maar Jesus sê vir hulle baie duidelik, sonder om dit mis te verstaan of mis te interpreteer. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af. Nie moeilik om daai woorde te verstaan nie. Ons het nie 'n taalkundige om dit te verwyder nie. Ek het jou nooit geken nie. En dan kom die dag as jy nog op daai trein is. Hierdie trein begin nou vinnig, aggressief vinnig beweeg. En hy beweeg vinniger en vinniger en vinniger.
totdat hy nie meer in staat is om te stop nie. Nou is daar geen stasie meer oor nie. Daar's geen van daai stasies meer oor vir jou as jy op die verkeerde trein is nie. Daar's geen waarskuwing meer vir jou oor nie. Daar's geen kans meer vir jou oor nie. En as die mense nou stadig na die treindrywer kyk, dan sal jy sien dat sy gesig besig is om te verander na die gesig van die duiwel toe. Want sonde lyk my so onskuldig. In die begin het die trein so lekker gery en die mense was so gesellig. Maar nou is die trein te vinnig om te stop. Niemand kan die trein meer stop nie. Want die wee van die sonde is die dood. Daar kom 'n stadium in jou lewe, as jy op die verkeerde trein is, dat daai trein so vinnig begin beweeg, maar as jy jou asem uitblaas, as daai trein volop spoed, wat gebeur dan? Dan is daar paniek op daai trein. Stel jouself hierdie voor in menslike termes. Mense skree op daai trein, stop hierdie trein. Hy gaan nie daai draai maak af voor nie. Ander mense sê, gee ons net nog een kans, asseblief. Anders sal ek sê, Here, help ons. Help ons, Here. Ons was ongehoorsaam. En dan hoor jy die woorde wat sê, gaan weg van my. Ek het jou nooit geken nie. Wat 'n verskriklike rit en eindbestemming is dit nie. Nou ons almal was op 'n stadium op daai trein. Ons almal het op 'n stadium die Heilige Gees gehoor wat vir jou gesê het, klim af van daai trein. Wat beteken stop met jou sonde. Keer terug na God toe. Die Griekse woord is metanoia, 180 grade draai, jou lewe verander. Maar ek wil vandag vir elkeen wat hier sit, vir elkeen wat sy hart nog klop nou, vandag, vir elkeen wat hier sit, wil ek vir jou sê, dis nog nie te laat nie. En ek wil vir jou sê, die trein het vanoggend weer gestop, by hierdie stasie, waar jy vanoggend sit. Jy het nog 'n kans om van daai trein wat na die verderf lei af te klim. Jy het nog 'n kans vandag, dis nog nie te laat nie. Is hierdie nie dalk jou stasie? Is hierdie nie dalk jou laaste stasie nie? Jesus Christus het gesterf. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het die prys ten volle betaal. Hy het die deur vir jou oopgemaak vanoggend. Ek wil vir jou vra vanoggend, elkeen wat hier sit, as jy nog op die verkeerde trein is, moenie wag nie. Moenie uitstel nie. Van binnekort sal daai trein nie meer kan stop nie. En jy's reguit op pad na die verdoemenis. Die goeie nuus is, jy kan nog vanoggend afklim. Jy kan nog vanoggend besluit, ek aanvaar Jesus Christus se genade. Die trein staan vandag nou nog stil, hier, vandag. Maar hy gaan nie vir altyd hier stil staan nie. Binnekort gaan daai trein weer aanbeweeg, en as jy op daai trein is, het jy 'n probleem. Ek sien vandag mense voor my sit, en ek kan baie beslis nie sê wat is jou eindbestemming nie.
Ek kan maar net sê, ek sien mense wat hier sit vanoggend voor my, en ek glo met my hart, hier is mense vandag nog op die verkeerde trein. Maar ek kan ook in my geestesoog vandag sien, dat daar mense vandag is wat besluit om van daai trein af te klim, om op God se trein te klim. En die stem van die Gees kom vandag na jou toe en hy nooi jou uit. Hy wil vir jou vra, wil jy nie nou maar na die sagte stem van die Gees luister en na Jesus toe draai nie. Dit vra nie vandag hoe oulik is jy en hoeveel grade en wat se titels jy het en wat jy bereik in hierdie lewe nie. Die vraag is vandag, is jy nog op die verkeerde trein? Dit is nog nie te laat nie, ons is die draers van goeie nuus. Weldra is dit wel spoedig verby in hierdie lewe. As die trein vandag dalk nie weer gaan stop nie. Hy gaan dalk nie weer vir jou stop nie. Wat is jou eindbestemming? Wat is die bestemming wat jy gaan bereik? As jy op hierdie lang, populêre, groot, wêreldse, moderne trein, waar dit oor die me, myself and I gaan. If it's good for me, then it works for me. Of besef jy vanoggend, Here, ek is verlore. Ek is verlore. Nog 'n dag, nog 'n kans, nog 'n roepstem vir elkeen van ons wat hier sit. Maar daai kans en daai roepstem is nie vir altyd nie. Vir sommige van ons is dit van korte duur. Vir ander 10, 20, 30 jaar miskien 50 jaar as dit 30 is. Selfs 100 jaar is min. En wil ek vandag vir jou kom sê, sonder om die vers te lees, dat Hebreërs 3 vers 15 staan daar vandag. Vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. Spreuke 27 vers 1 staan daar, jy moet jou nie beroem op die dag van môre nie. Want wie sê daai trein gaan môre vir jou stop by 'n stasie? Wie sê ons gaan nog mekaar môre sien? Volgende week miskien? Volgende jaar? En dan gaan jou waarborg oor 10 jaar, oor 20 jaar, as daar bitter min van ons oor, wat vandag hier sit. Dit is 'n realiteit. En of jy my nou glo of nie, dit maak niks in die waarheid nie. God se woord is die waarheid en dis wat sy woord sê. As jy vandag besluit in jou hart om van daai trein af te klim, praat die Here met jou vandag. Daai trein staan nog stil, maar dalk net vir die volgende paar ure, dae, maande, jare. En hy gaan nie vir almal baie lank meer by 'n stasie stop nie. Nou wat gebeur as jy wil afklim van die trein af? En nou baie predikers en baie mense het nou hulle eie siening en eie menings. Verskriklik hoeveel het kerke op aarde en goeders. Kom ons die woord sê, in die eerste plek, dit is die Gees self wat die eerste stap doen. God nader na jou toe. En dis nie vandag dalk die rede hoekom jy vandag hier sit nie. Die Gees doen die eerste stap en hy doen die hardste werk. Al wat jy hoef te doen, jy hoef niks te doen nie, want jy kan niks doen nie,
is net om dit te ontvang. Ontvang wat hy vanoggend vir jou gegee het. Want hy het nie vir ons robots gemaak nie. In sy soewereinheid het hy dit bestem, dat die mens dit kan aanvaar of verwerp. Daar's 'n vers in Matteus 7 vers 13 wat sê, gaan deur die nou poort wat ons gelees het. Want breed is die poort wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur gaan. Nou as ek en jy in 'n winkelsentrum loop, of in 'n trein is, of in 'n vliegtuig is, en ons vat hierdie vers, en ons pas dit bietjie prakties toe, ons het dit gelees ook, dit doen, dan is die meeste van daai mense wat jy daar sien, reguit op pad na die verdoemenis. Daar's bitter min, sê die woord, wat op die regte pad is. Daar's dalk baie nou, baie godsdienstige mense, baie kerkmense, baie goeie mense. Natuurlik is daar baie goeie mense, maar die woord sê, daar is min wat op die regte pad is. Daar's baie mense op hierdie trein, wat sy eindbestemming nie by Christus is nie. En as ek en jy vandag die genade ervaar, en ons vat dit, en ons maak dit ons in, is daar vir jou geleentheid vandag, om af te klim, by wyse van spreking natuurlik. En toe Nicodemus vir Jesus gevra het, Here, hoe word ons dan nou wedergebore? Hoe klim ons nou van hierdie trein af? Ek is op die verkeerde trein. Hoe klim ons af? Het Jesus hom geantwoord in Johannes 3 vers 3. Hy het vir hom gesê, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nie moeilik om dit te verstaan nie. Jy hoef nie 'n teologiese graad te hê nie. Jy hoef nie 'n standaard 3 te hê om hierdie te verstaan nie. Jy hoef niks te hê nie. Want hoe meer jy het, hoe moeiliker raak hierdie. Hoe meer jy in jou tekortkome en jou gebreke na hom toe kom. Dan staan daar in Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het. Nie hierdie ras of daai mens nie. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Ek dink nie ons kan met ons menslike verstand hierdie vers verstaan nie. Wat nie uit bloed of die wil van die vlees of uit die wil van 'n man, maar uit God gebore is. So wat is die stap wat jy moet doen om af te klim vanoggend van daai trein af? Jy moet erken, jy is verlore sonder Christus. Jy kan jouself nie red nie. Maak nie saak wat jy bereik het in hierdie lewe nie. Maak nie saak wat jy probeer nie. Jy kan jouself nie red nie. Die tweede ding wat daarop sal volg, wanneer jy besef, ek is op die verkeerde trein. En baie van die Bybelboodskappe kan jy vergelyk met hierdie Bybeltrein. Veral as jy van treine hou, is om weg te draai van die verkeerde ding. Om weg te draai, soos wat die Gees jou lei, die woord metanoia. 180 grade draai. Ek was hierdie rigting op pad, maar deur die genade van Jesus Christus en hierdie kruisdood van Jesus Christus, kan ek nou 180 grade draai. Dan ontvang jy die genade van Jesus Christus. Die onverdienste guns, unmerited favor. En die Gees maak van jou 'n nuwe mens. En soos 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Nou wat beteken hierdie? Ek sluit af daarmee. Hierdie beteken, wanneer jy van hierdie trein afklim, is jy 'n nuwe skepsel. 'n geheel en al nuwe skepsel.
Jy is geestelik nuut. Die ou dinge het verbygegaan. Jou ou lewe van sonde, van skuld, van jou eie identiteit is verby. Dit bestaan nie meer nie. En die woord sê alles, nie net hier iets en daar iets nie, alles het vir jou nuut geword. God gee vanoggend vir jou 'n nuwe begin. En dit beteken baie beslis nie dat jy onmiddellik perfekte mens op aarde is nie, want jy is nog hier so in hierdie vlees. Maar jy streef na om soos Jesus te wees. Te wees soos Jesus het ons gesing. Beteken nie meer jy gaan nie sonde nie. Beteken nie meer jy gaan nie verkeerde goed doen nie. Selfs Paulus, wat die grootste evangelis was, ek praat nie van Jesus nie, ek praat van mens. Net 'n mens. Het nog steeds gesê, dit wat ek wil doen, dit doen ek, en dit wat ek haat, dit doen ek. Maar jou fokus is nou op Jesus Christus. Jou rigting, jou eindbestemming het nou verander, en nou begin die Gees in jou werk, en die Gees openbaar in jou, wat hy wil hê jy moet doen. Sommige mense is 'n hand, ander is 'n voet, ander is 'n oor, ander is 'n oog. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek weet nie wie van jou nie, behalwe toe jy 'n kind was en jy het gespeel, sal jou skoen in jou hand aantrek, of jou handskoen in jou voet. So het ons elkeen 'n werk om te doen. Wanneer jy gered is, dan doen jy weer goeie werke, maar nie om gewy te word nie. Jy doen dit om meer soos Jesus te wees, nie om dit te verdien nie. Kom ons sluit af. Here, ons kom vandag na U toe, Here, en ek wil U vra, as daar mense op die verkeerde trein is, Here, laat U hulle harte sal aanraak, en dat U hulle sal oortuig van sondes, en dat U deur die Gees hulle sal trek om af te klim. Vader, dat niemand vandag kan sê, ek het nie geweet van 'n stasie waar ek moet afklim nie. Van 'n plek, Here, wat ek U genade moet aanvaar, en dat daar vir my vergifnis deur die bloed van Jesus is. Vader, ek vra, Here, as daar mense uitgaan wat nog op die verkeerde pad is, of op die verkeerde trein is, Here, laat U Gees aan sal hou om te werk, en dat die Gees hulle sal oortuig, en dat hulle, Here, U voorskrifte in die woord sal navolg, en enige menseleringe sal verwerp wat nie van U afkom nie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons staan, ons sluit ons af met. As die Gees van hom wat Jesus het die dode opgewek in jou woord. As die Gees van hom wat Jesus het die dode opgewek het in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die Gees in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die Gees in jou woord, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woord, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die Gees in jou woord, dan sal jy vir ewig lewe. As die Gees in jou woord. Vader, dankie dat die trein van ons, Here, stilgestaan het vandag hier. Here, en ek vra, Here, dat U in ons harte sal werk om te doen wat U wil hê ons moet doen. En dat ons kan sê, laat U wil geskied, soos in die hemel en op die aarde. En dankie vir die Gees, Here. Dankie dat die Gees in ons kan woon, wat Jesus ook uit die dode opgewek het. In die wonderlike naam van Jesus, gaan saam met elkeen van ons, beskerm ons
En ek wil vir u vra, Here, bewaar ons teen enige misleiding, totdat ons weer by mekaar kom, of totdat ons by u is. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. As die Gees van